Middag graad 8. Vandag gaan ons kyk na voedselpiramides en wat se invloed 'n voedselpiramide eerstens op ons ekosisteem het en hoe dit vir ons as mens affekteer en wat ons effekte op 'n voedselpiramide het. En dan gaan ons kyk na die 3 verskillende voedselpiramides wat ons gaan kry. Maar nou voor ons verder gaan, kom ons bestudeer eers bietjie na die voedselpiramide se definisie en dan kyk ons na die belangrike definisies onder voedselpiramides. Nou graad 8. Die definisie van 'n voedselpiramide is 'n diagram wat die aantal of biomassa of energie van organismes op elke trofiese vlak voorstel vir ons op 'n grafiek. Nou, julle gaan sien, die verskillende vlakke word al hoe kleiner soos wat die piramides lyk in Egipte, word dit met elke vlak kleiner en so gaan die energie ook kleiner en kleiner raak. En dit is iets waarna ons nou gaan bietjie kyk in hierdie les. As ons aanbeweeg na die volgende skyfie toe, gaan ons eers sien die definisie van 'n trofiese vlak. Nou, 'n voedselpiramide bestaan uit 'n klomp trofiese vlakke, waarop 'n klomp verskillende organismes met 'n spesifieke doel op elke vlak voorkom en met 'n spesifieke rede op daardie vlak voorkom. Nou, graad 8, trofiese vlak, die verskillende vlakke wat in 'n voedselketting of 'n voedselweb is. Dan gaan ons kyk na ons produsente. Nou, ons produsente is autotrofe. En moenie asseblief nie skrik as jy die woord autotroof hoor nie. Autotroof is 'n baie interessante naam vir 'n organisme wat hul eie voedsel kan vervaardig. Nou, graad 8, dis baie eenvoudig wat 'n organisme hul eie voedsel kan vervaardig. Jy het dit al begin behandel in graad 6 toe ons fotosintese gekyk het, en dit is plante. So plante gaan op ons onderste vlak of ons produsente vlak wees van ons voedselpiramide, omdat hul eie voedsel kan vervaardig. Met ander woorde, hulle vervaardig hulle eie energie. Dan as ons gaan kyk na die volgende vlak, die volgende vlak is jou primêre verbruikers. Nou, dis baie van primêre verbruikers is herbivore. Die rede hoekom jou primêre verbruiker herbivore is omdat hy plante gaan moet eet om energie te kry. Nou, julle stem saam, 'n herbivore is 'n organisme wat slegs plante eet, 'n karnivoor is 'n organisme wat slegs diere eet, en 'n omnivoor is 'n organisme wat beide plante en diere eet. Nou as ons kyk na ons sekondêre vlak, hier kan nog voorkom daar's 'n mengsel tussen karnivore en omnivore, so hier kan jy plante en diere eet, waar die volgende energievlak na opgeskryf word. Nou as ons kyk na ons tersiêre verbruikers, dit is ons toproofdiere, met ander woorde, dit is ons karnivore, so hulle gaan vir ons ander diere of organismes eet. Dan het ons laastens ontbinders. Nou, ontbinders is spesiale organismes, is omdat hulle hul energie kry uit die ander organismes se afvalstowwe of ontbrekende materiale. Nou as ons gaan begin kyk, 'n bietjie dieper begin delf in voedselpiramides. Nou, voedselpiramides kan op 'n reeks verskillende maniere oorgedra word en vergelyk word. Die derde diagram word 'n voedselpiramide genoem. Voedselpiramides toon die vloei van energie aan. Dit wys ook waar energie verlore gaan en die aantal energie, die persentasie, of dit nou biomassa of aantal is, wat verlore gaan in 'n ekostelsel. Die vlakke word kleiner naarmate die energie van die piramide opbeweeg tot aan die boonste kant waar jou trofiese vlak van jou tersiêre verbruikers is. Nou, graad 8, as ons nog 'n klein bietjie dieper begin delf in voedselpiramides. Jy sal sien, jou basisvlak of jou onderste vlak, wat jou boublok van jou voedselpiramide sal wees, sal jou produsente wees. Nou, soos wat ons gesê het in die eerste definisie van die les, is dat 'n produsent 'n autotroof is wat hul eie voedsel vervaardig. Met ander woorde, soos wat ek genoem het, hulle vervaardig hulle eie energie. Dit is dan die grootste vlak, omdat daar die grootste aantal produsente voorkom. Julle stem saam, daar gaan sommige gevalle wees, wat 'n boom die produsent is, en een boom gaan daaronder wees, wat uit die res uit voed. Maar in die meeste gevalle sal ons vergelyk met plante, of gras, of bossies of so, wat as produsente dien, maar dan vir ons primêre verbruikers, ons herbivore, op die volgende trofiese vlak, hul energie gee. Nou, let gou vir my vinnig hierso op. Julle sien met hoe die energie opskuif van onder na bo, hoe kleiner raak die verskillende vlakke. Dis omdat die aantal organismes in elke vlak verminder, soos wat die energie opbeweeg. Hierdie hoër vlak is kleiner as die vorige ene, maar daar is minder herbivore as produsente. Net so daar gaan daar minder omnivore wees as herbivore, en op die laaste vlak gaan daar minder karnivore as omnivore en herbivore wees. Nou, graad 8, as ons 'n klein bietjie later nou gaan delf in die energieoordrag. Nie alle energie word volledig oorgedra nie. Slegs 10% van die energie wat vervaardig word
op elke vlak word oorgedra aan die volgende vlak. So eerstens moet daar rooi ligte by jou afgaan, want hoe kan dan net 10% energie oorgedra word en waartoe gaan die ander 90%? Is die volgende vraag wat jy gaan vra vir my. Nou graad 8, die algemene reël vir energieoordrag tussen die trofiese vlakke is dat daar net 10% oorgedra word van alle energie wat op een vlak geproduseer word, na die oorgedra sal word. Byvoorbeeld, ons 100 kalorieë het wat op die een vlak geproduseer word, gaan ons op die volgende vlak slegs 10 kalorieë hê, en dan op die volgende trofiese vlak gaan ons slegs 1 kalorie hê. Soos julle sien het daar op elke vlak minder en minder geword met 10%. Ek verstaan julle gaan nou dink dit is 'n wiskundige reël van 10%. Maar as ons 'n bietjie nou dieper gaan delf in die volgende skyfie, dan sal jy sien waantoe die ander gaan en jy sal eintlik verstom wees met hoeveel van dit ons eie is. Nou graad 8 is vanselfsprekend dat as slegs 10% van die energie oorgedra word, dat daar 90% van die energie verlore gaan in 'n voedselpiramide. As ons kyk na die eerste ene, hitteverlies. Organismes genereer hitte deur beweging. Jy sal saamstem dat as jy op 'n koue wintersmiddag gaan oefen en jy beweeg, dan kan jy mos voel jou liggaam word warmer. Dit is omdat jy 'n hitteverlies het en jy energie vrystel. So, in hierdie geval word energie vrygestel in hitte. Dit is ook te doen met ons metabolisme. Dan as ons kyk na ons volgende lewensprosesse. Hier waar jy sit, liewe graad 8, is jy besig om deur verskillende lewensprosesse te gaan. Byvoorbeeld asemhaling, vertering, en as jy gaan kyk na wat alles te doen het met dit, dan sal jy sien dat ons energie daarvoor gebruik. Verder gebruik ander organismes en selfs ons energie tydens voortplanting. Onverterende afval is die derde en die laaste manier hoe 90% van die energie oorgedra word. Sommige energie gaan verlore as ontlasting. Met ander woorde, wanneer ons afval afvee, dan gee ons energie wat ons nie gebruik het nie, net so af. Maar hier kom die geval in. Julle sal onthou, op die eerste skyfie van die definisies, was daar 'n reeks gewees van ontbinders. Ontbinders is organismes wat op afval en onbrekende stowwe hul energie kry. So dit is waar jou ontbinders dan gaan inkom. Nou, graad 8, as ons dan gaan kyk na die volgende gedeelte. Julle sal onthou in die definisie van 'n voedselpiramide, wat is dat dit 'n diagram is wat die aantal, die energie en die biomassa is, wat die verskillende energievlakke, trofiese vlakke in ons energie in ons voedselpiramide wys. Dit is ook ons 3 verskillende voedselpiramides. So ons het vir eerste het ons die piramide van getalle. Dis juist vanselfsprekend wat ons in daardie voedselpiramide gaan gebruik. Ons gaan normale getalle gebruik om die aantal produsente voor te stel of wat ook al dit mag wees. Dan as ons kyk na die piramide van biomassa, hier gaan ons die droë of die rou massa van die aantal organismes in daardie spesifieke trofiese vlak gebruik om dit voor te stel. En dan laastens gaan ons gaan kyk na die piramide van energie. Die piramide van energie gaan vir ons wys met presies hoeveel energie verlore gaan in elke trofiese vlak. By al 3 van hierdie verskillende voedselpiramides sal die 10% reël toegepas word en jy sal kan sien hoe die 90% energie verlore gaan tydens energieoordra in 'n voedselpiramide. Nou gaan ons gaan kyk na die eerste voedselpiramide. Dis die getalpiramide. Toon die aantal organismes op elke trofiese vlak. Gewoonlik is die produsente die hoogste aantal, omdat die meeste van hulle is in die plek. Byvoorbeeld hierso het ons 100.000 plante. En die boonste vraag, jou boonste trofiese vlak, wat in die geval jou tersiêre verbruiker is, gaan slegs die laagste getal hê. Soos julle sien, word op die 10% reël op hierdie wyse toegepas. Ons begin met 100.000 plante. Dan in ons primêre vlak of ons primêre trofiese vlak wat ons herbivore is, het ons slegs 10.000 springbokke. Dan as ons aanbeweeg, het ons slegs 1.000 paddas. En dan na die 1.000 paddas het ons slegs 100 slange. En dan op die einde van die dag word die 100 slange deur 10 valke geëet. Soos wat julle sien, hoe meer energie oorgedra word, hoe kleiner word die vlakke en hoe meer energie word dan op die ou einde verlore. Die volgende piramide waarna ons gaan kyk is jou biomassa. Nou, soos wat ek reeds voorheen verduidelik het, biomassa gebruik die droë massa van organismes op elke vlak. Meer akkuraat as die ander piramides, aangesien dit die groot verskille in ag neem. Byvoorbeeld graad 8, hier is 'n eksamenvraag wat vir jou gevra mag word, waar of onwaar, of beskryf die volgende piramide, kan ek sê dat hierdie is die mees akkuraatste ene uit die 3 uit. Omdat dit op die groter en kleinere detail fokus,
wat in 'n voedselpiramide aan die gang is. Verminder by hoër trofiese vlakke, omdat energie verlore gaan. Nou, hier kan julle weer eens sien, daar is slegs 1000 kg by ons produsente, en dat ons 100 kg by ons primêre verbruikers, en dan op ons sekondêre verbruikers het ons slegs 10 kg. Met elke vlak het ons slegs 10% energie oorgedra, en op die einde van die dag het ons minder en minder energie aan elke trofiese vlak gebied. Energiepiramide. Nou, dis die laaste piramide wat ons gaan verduidelik. Dit toon die hoeveelheid energie aan wat op elke vlak beskikbaar is. Weereens geld die 10% reël hierby. Altyd regop, want energie neem af soos wat die voedselketting opbeweeg. So julle sien ons begin met 'n groot boublok wat ons produsente is, en dan met elke liewe vlak soos ons opgaan, raak dit minder en minder, omdat daar minder produsente is, of organismes is, en daar is ook minder verbruikers op elke vlak. Dit gaan ook weer eens dat op hierdie vlak kan ons baie mooi sien waartoe die 90% gaan. Met ander woorde, dit word verlore deur hitteverlies, lewensprosesse en vertering en die ontlasting van afvalstowwe. Nou graad 8, as ons bietjie begin kyk nou na die afsluiting van die les, waarom kan energie nie herwin word nie? Nou julle stem saam met ons as ons gaan kyk na Eskom. Eskom kan nie energie herwin wat hulle reeds opgewek het nie. So met ander woorde, hulle moet die huidige energie vat en nog maak van dit om volhoubare energie vir ons te gee. Dis dieselfde wat in 'n voedselpiramide se energie gebeur. Die oomblik wat die produsente klaar energie oorgedra het, begin hulle reeds nuwe energie maak, sodat hulle ook 'n voortbestaan kan hê. En hierdie proses word op elke trofiese vlak herhaal. Op elke trofiese vlak sal hulle die vorige vlak eet om energie te kry om aan te gaan met hulle lewensprosesse of hitteverlies of die ontlasting van afvalstowwe. As ons kyk, dis hoekom ekosisteme voortdurend nuwe energie van die son ook benodig, want op die einde van die dag, die produsente wat ons plante is, moet fotosinteer en hulle kry ook hulle energie van die son af. Nou, as ons aangaan na die laaste klein bietjie toe, die belangrikheid van energievloei. Graad 8, die rede hoekom jy vandag daar kan sit in jou bank en na hierdie les kan kyk, is omdat daar energievloei toegepas was in die voedselpiramide waar jy as mens betrokke is. Toon waarom energiebesparing belangrik is. Die vermindering van energieverlies is voedselproduksie deur laer op die voedselketting. Met ander woorde, hoe minder ons ontbossing en goed toepas, hoe meer produsente gaan daar wees. Hoe meer produsente daar gaan wees, hoe meer energie gaan ons hê en hoe meer energie gaan jy op die einde van die dag hê as mens. Maar ons is ons eie grootste vyand in graad 8, want met ontbossing en besoedeling wat ons as mens toepas, word meer energie verloor deur ongenadelike besoedeling van die mens. Nou, as ons na die afsluiting van die les toe gaan, wil ek net vir julle graag die laaste drie goed uitken. Ons het gesê die definisie van 'n voedselpiramide is 'n diagram wat die aantal, die biomassa en die energie van voedselpiramides en die energievloei in die ekostelsel toon. Ons as mense kry slegs 10% van die energie wat die vorige vlak ontwikkel het of gebruik het. Ons verloor ook wel 90% van dit. Graad 8 is belangrik dat ons die 10% reël moet onthou in die pad vorentoe, aangesien ons verskillende aktiwiteite van hierdie gaan hê, wat hulle vir ons gaan vra waartoe gaan hierdie energie. Weereens, die energie wat ons gebruik het, kan ons nie weer hergebruik nie. Daarom moet ons nuwe energie kry deur om nuwe organismes te eet of energie van hulle te kry. Met ander woorde, die hele proses gaan heeltyd aan en aan, omdat daar nie volhoubare gebruik van energie is nie. Graad 8, ek wil vir jou groot asseblief vra vir afsluiting in die les. Wil ek graag hê dat jy asseblief op bladsy 21 van jou leerderhandboek aktiwiteit 5.1 gaan doen. Die vraag op hierdie bladsy is algemene goed. Dit sê vir ons, hulle vra vir ons die definisie van 'n voedselpiramide, watter 3 voedselpiramides daar is en wat die gebruike en wat die benaming van elke trofiese vlak is. Hulle wil sowel van ons hê dat ons moet fokus op die benaming en die korrekte identifisering van dit. Ons moet dus ons sintuie moet gebruik om hierdie goed te doen. 'n Laaste ding waarmee ek julle wil los is dat die voedselpiramide altyd werk in die orde. Dieselfde as waarop die Here orde wil hê in die aarde en die manier waarop hy die aarde geskep het, is al dieselfde orde in 'n voedselpiramide en ons as mens moet dit respekteer. Baie dankie graad 8.